Welkom terug by hierdie week se John Deere graanmarkoorsigg. Fondse is steeds net hoe lank in mielies en in sojabone, maar hulle begin nou baie verskillend optree. Sojabone lyk toenemend kwesbaar, terwyl mielies steeds ondersteuning kry van sterk wêreldvraag en onsekerheid oor toekomstige produksie. Ons kyk na wat hierdie verskywing nou dryf en wat dit vir internasionale as ook plaaslike graanpryse kan beteken. Hierdie week se graanmarkoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere, FarmBench en Sematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmielie spotprys dan week op week gedaal na R3.397 met die Julie 27 kontrakprys op R3.744. Die geelmielie spotprys daal na R3.429 met die Julie 27 kontrakprys af na R3.690. Die sojaboon spotprys daal ook na R9.730 met die Mei 27 kontrakprys op R7.712 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R10.191 met die Mei 27 prys op R9.202. Die koring spotprys daal skerp na R5.940 met die Desember kontrakprys nou op R6.218 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.439. Uitgedopte Argentynse grondbone se nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R21.000 met die katoenprys bietjie laer op R11.170 per ton. Voor ons begin met hierdie week se oorsig, doen my asseblief 'n groot guns en los vir ons kommentaar onderaan, los vir ons jou mening, druk op die like knoppie of deel met jou vriende. Dit help ons om seker te maak ons kan hierdie onafhanklike landboumarkinligting vir julle op 'n weeklikse basis bring en beter elke week maak. So baie dankie vir elkeen se ondersteuning. Die fondse is steeds net hoe lank in mielies en in sojabone, maar die onderliggende aktiwiteit begin nou duidelik verskil. By mielies kom die jongste ondersteuning hoofsaaklik van fondse wat aan kort posisies terugkoop. Hulle raak dus nou minder negatief, maar ons sien nie noodwendig 'n groot nuwe lang posisie wat hulle dan byvoeg nie. By sojabone gebeur die teenoorgestelde. Fondse verminder hulle lang posisies en voeg terselfdertyd nuwe kort posisies by. Spekulatiewe ondersteuning in die sojaboonmark het dus oor die afgelope 2 weke baie verswak. Ek hou nogal daarvan om die fondsposisionering dop te hou, omdat dit nou vir my wys waar groot hoeveelhede geld reeds geposisioneer is. Die belangrike vraag is, wat moet verander om hierdie fondse dan verder te laat koop of skielik dan te laat verkoop? Dit is dikwels waar die groot prysbewegings vandaan kom in die graanmarkte. Kom ons begin dan by sojabone hierdie week, want dit is vir my tans die mark met die groter korttermyn afwaartse risiko. Die eerste faktor is die Amerikaanse weeromstandighede. Die jongste vooruitsigte vir belangrike produksiegebiede lyk beter en verlaag nou die risiko van 'n ernstige opbrengsskok wat ons nou daar gaan sien. Dit beteken nie Amerika gaan noodwendig 'n rekord oes lewer nie, maar indien Augustus se weer gunstig bly, kan hierdie oes steeds groot wees. Dit is waarskynlik een van die redes waarom fondse hulle lang posisies dan verminder op die oomblik en nuwe kort posisies opbou. Onthou Augustus is 'n baie belangrike maand vir sojabone in Amerika. Die tweede faktor is die oliepryse. Laer oliepryse plaas veral nou druk op sojaolie en die biobrandstofmark wat die breër soja kompleks ook onder druk kan plaas. Dan is daar ook China. China koop nou wel Amerikaanse sojabone in, maar stadiger as waarop die mark gehoop het. Hulle kan moontlik vir beter pryse nou wag, die Chinese, maar Brasiliaanse beskikbaarheid en verwerkingsmarges speel ook 'n groot rol wanneer hulle gaan inkoop. Die belangrike punt is dat Chinese aankope nog nie sterk genoeg is om regtig pryse baie skerp opwaarts te druk nie.
Plaaslik lyk sojabone vir my ook bietjie kwesbaar. Afhangende van die kontrak en die mark waarmee mense nou vergelyk, verhandel plaaslike sojaboonpryse tans so R1000 per ton bo die Randfontein se uitvoerpariteitsprysvlak. Dit beteken nie pryse moet noodwendig met hierdie R1000 daal nie, want plaaslike verwerking speel ook 'n groot rol in die sojamark. Maar so 'n groot premie is reeds vir my nou 'n waarskuwing, veral indien die rand dan sterker bly. My gevoel is dus dat sojabone oor die kort termyn nog bietjie kan terugsak indien die Amerikaanse weer gunstig bly, China stadig koop, fondse aanhou verkoop en die rand nie noodwendig baie verswak nie. Swakker Amerikaanse weer, sterker Chinese aankope, hoër oliepryse of 'n baie swakker rand kan egter hierdie siening baie vinnig verander, so hou dit dalk dop. Maar onthou, omdat fondse se nuwe kortposisies nou besig is om op te bou, kan enige bullish verrassings of positiewe verrassings ook 'n skerp herstel in hierdie pryse veroorsaak. Kom ons beweeg dan oor na mielies waar die prentjie vir my klein bietjie meer positief lyk. Die warm en droë weerstoestande wat ons dan in Julie gehad het in Amerika, het wel skade aan hulle oes aangerig, maar hoofsaaklik in kleiner en meer marginale produksiegebiede. Die groot tradisionele mieliestate lyk steeds uitstekend en indien die weer verder aan saamspeel, dink ek dat Amerika nog steeds 'n groot oes gaan lewer hierdie seisoen. Maar die belangrike punt is dat wêreldvraag na mielies tans so sterk is dat die mark amper rekordproduksie nodig het om net by te bly by wêreldvraag. Indien die skade reeds in Julie plaasgevind het, lyk na nog 'n rekordoes minder waarskynlik. Selfs 'n groot oes beteken dis nie noodwendig dat mielievoorrade gemaklik gaan opbou nie. Indien produksie effens onder verwagting gaan inkom terwyl uitvoere, voerverbruik en etanolverbruik sterk bly, kan die Amerikaanse balansstaat redelik onder druk bly wat hierdie mark kan aanhou ondersteun. Dit kan goeie ondersteuning aan internasionale mieliepryse bied. Dit verduidelik waarskynlik ook waarom die fondse minder negatief oor mielies op die oomblik nou is. Ons sien egter nog hoofsaaklik kort posisies wat teruggekoop word, eerder as aggressiewe nuwe lang posisies wat ingekoop word. Vir 'n volhoubare beweging hoër het die mark wel baie nuwe nuus nodig om hierdie lang posisies te verhoog. Dit kan sterker Chinese aankope natuurlik wees, groter Europese invoere met die warm weer wat hulle gehad het, 'n kleiner Amerikaanse oes of produksierisiko in Brasilië en Suidelike Afrika waar plaaslik ook. Plaaslik bly die groot vraag wat met ons premie bo diepsee uitvoerpariteit gaan gebeur. Ons verhandel tans ongeveer R400 per ton bo berekende diepsee uitvoerpariteitspryse. Gaan ons uiteindelik tot by hierdie vlakke moet daal? My gevoel is steeds nie noodwendig nie, of ten minste nie die volle afstand nie, veral nie as dit by wit mielies kom nie. Ons het die afgelope paar maande ongeveer R300 tot R500 per ton bo diepsee uitvoerpariteite gebly en reeds rondom 900 000 ton se mielies uitgevoer. Die mikpunt is om nader aan 4 miljoen ton vir hierdie bemarkingsjaar aan uit te voer met 'n kombinasie van diepsee en Afrika uitvoere ongeveer 2 miljoen elk. Hierdie wys steeds dat uitvoere kon plaasvind sonder dat pryse volledig na diepsee uitvoerpariteite moes daal. Ek dink die onsekerheid rondom die komende plaaslike seisoen help om hierdie premie nou te ondersteun. Indien El Niño produksie in Suid-Afrika en die res van Suidelike Afrika gaan benadeel, kan die streek se behoefte aan Suid-Afrikaanse, veral witmielies, dan vinnig toeneem. Dit is veral belangrik vir witmielies, omdat die diepsee mark hoofsaaklik 'n geelmielie-mark is, terwyl ons buurlande witmielies vir menslike verbruik benodig. Wanneer produsente en handelaars dan bekommerd is oor 'n volgende seisoen se aanbod, is hulle minder bereid om hulle huidige voorraad teen hierdie laer pryse dan te verkoop. Dit verhoog die waarde van die beskikbare voorraad en kan die plaaslike premie dus langer ondersteun en ten minste verduidelik. Daar is natuurlik steeds afwaartse risiko in hierdie mark ook. 'n Groter Amerikaanse oes, swakker wêreldvraag, 'n sterker rand of 'n stadiger plaaslike uitvoertempo kan pryse steeds onder druk sit. Maar op hierdie stadium lyk mielies vir my sterker as sojabone. Wêreldvraag bly uitstekend, nog Amerikaanse rekordoes lyk vir my bietjie minder waarskynlik en plaaslike weer en voorraadrisiko bied vir my nou ondersteuning in hierdie mark. Net vinnig ook oor koring, 'n deel van die oorlogspremie het uit die koringmarkte beweeg en pryse dus laat sak oor die afgelope week of 2.
Die risiko rondom uitvoerroetes en produksie het egter nog nie heeltemal verdwyn nie, so hou dit in gedagte. Indien produksie in belangrike uitvoerlande later dan verswak, weens byvoorbeeld die El Niño, kan fondse vinnig terug na hierdie mark terugkeer. Hulle is netto kort in hierdie posisie en kan daar dus 'n groot opwaartse potensiaal vir volgende jaar wees, maar ons sal eers 'n duideliker aanbodskok moet sien. Om saam te vat, sojabone dra tans die groter korttermyn afwaartse risiko, terwyl mielies relatief sterker lyk. Selfs 'n goeie Amerikaanse mielieoes kan moontlik nie groot genoeg wees om wêreldvoorrade gemaklik op te bou nie, omdat vraag so sterk bly. Wat dink julle? Regverdig die plaaslike weer en voorraadrisiko steeds 'n premie van ongeveer R400 per ton bo diepsee uitvoerpariteite, of gaan uitvoere en internasionale pryse die plaaslike mark uiteindelik laer dwing? Los asseblief vir my julle mening onder in die kommentaar. Ek sal graag wil hoor wat julle ook dan dink. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat julle ingeskakel het en sien weer volgende week.